ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 370. Ek is professor aan Streetlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Ek wil net sê, ek sê ons is die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, bedoelend dat ons is die eerste Afrikaanse gemeente in Suid-Afrika. Daar was sendelinge wat in 1936, daar in die 40ste kant, 40s, 45, in Limpopo kom evangeliseer het, onder die swart mense, want hulle mag nie onder die wittes geëvangeliseer het nie, want die NG Kerk het hulle weerhou, en dis hoekom hulle ook 4 of 5 jaar later uit Suid-Afrika uitgesit was, en die Satan op die manier probeer het om die koninkrykswerk dood te druk, want hulle mag nie met wit mense gemeng het oor die bonatuurlike name nie. Maar nou ja, Jaffa het 'n manier, ons het die Bybels gekry, en dis hoe Matthys-syne gekry het, en dis hoe ons Bybels het, en dis hoe Jaffa werk, hy werk op bonatuurlike maniere. So vanmôre deel 370, sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Jy kan my skakel, is 'n A4 boek, so amper 500 bladsye dik. 25 jaar navorsing in daai boek en 3 jaar gevat om te skryf. Jy kan my kontak 0723671124. Of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, dit is uiters belangrik dat jy by deel 1 gaan begin, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op YouTube, hoe sê hulle in Engels, you hit the bell and subscribe. So maklik soos dit. Teken in, sodat jy verskillende kennisgewing van al die studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe, maandag tot Vrydag. Stuur ook hierdie kennisgewing vir jou vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen, uiters noodsaaklik in 'n 33 Afrikaans Bybel. Kom ons bid saam. Baie dankie vanmôre, Vader, dat hier waar dit die einde van die week is, of die werksweek is, sê ons dankie vir die geleenthede wat jy ons in die week gegee het, en die krag van die Ruach HaKodesh en die inspirasie wat ons ontvang het in die geopenbaarde woord, sodat ons beter Javiste kan word en beter kan funksioneer in die koninkrykswerk hier op aarde. Seën ons, lei ons in hierdie môre, laat die salwing van die Ruach oor ons vloei, terwyl ons in die diepte van die woord gaan instudeer. Laat die woord vir ons net bloei. Laat dit ons net inspireer, en benat ons gedagtes met die bonatuurlike Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javis sê halleluja. Laat dit so wees, halleluja, in die mooiste naam Javashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vanoggend vir u 'n groot seën gaan wees. Loof sy bonatuurlike naam. Ek gaan weer die skrifgedeelte lees. Ons is besig met Spreuke 20 vers 27. Prys sy naam. Prys sy naam. Die gees van die mens, ek is nie klaar nie, die gees van die mens, my eie persoonlike gees, my persoonlikheid, is 'n lamp van Jaffa die Almagtige. So as 'n Javis vanmôre, as deel van die bruid van Javashua, is dit belangrik, nie dat ek skyn nie. Nou Prof, wat sê jy nou vanmôre? Ja, sê belangrik dat ek skyn nie. Dis hoe ek skyn. Ek kan skyn en as my glas vol swart roet, dan weet niemand eers daar's 'n ou vuurtjie daar binnekant nie, né? My lamp is so belangrik om skoon te wees, funksionerend te wees, kragdadig te wees, bruikbaar te wees, en dat een hengsel lig maak.
dat dit nie net my plekkie om my verlig nie, maar dat dit uitstraal. Ek kyk altyd na die ligtorens waar dit die skepe waarsku van sandbanke en rotse. Het jy geweet, dis nie elektriese lig daai nie? Dis 'n liggie wat met 'n vlammetjie werk. Wat daai verskriklike lig maak, waar hy uitskyn, dat hulle dit kilometers ver kan sien. Weer 'n keer. Dit is belangrik wat ek in my tank het. En hoe ek dit wat in my tank is, toelaat om my te affekteer. Ek wil dit andersom sê, om my te aktiveer, om ander mense te bereik. Verstaan? Daai wat in ons is, moet ons aktiveer. Die vrugte van die Ruach HaKodesh. Aktiveer ons as Javiste om iets beter aan die wêreld te kan offer, as dit wat as godsdiens aangebied word. Jy kan hoer en remoer, jy kan lewe soos jy wil, jy moet jou tiendes betaal en net Sondag aan die kerk sit, dan is dit alright. Nie al die kerke nie, sommige kerke. Hoeveel kerke vandag, protestante kerke, wat 40 jaar terug 'n standaard van heiligmaking gelewe het, vandag het geen heiligmaking nie. Kom. Kerke wat geroem het daarin dat hulle in die Ruach funksioneer, in die Heilige Gees. Kerke wat geroem het dat hulle 'n standaard van heiligmaking het. Hulle is vandag dieselfde as die wêreldsmense sinne. Hulle standaard het geduik. En as ons nou wil begin rondkyk om ons, as ons wil kyk rondom ons, dan kyk ons na kerke waar die vrouens sekere klere aangetrek het, en die man sekere klere aangetrek het. En die vrouens bollas gedra het, en kom, nie gremering nie, en al die goed. En vandag is dit nie meer sonde, vandag maak dit nie meer saak nie. Hoekom? Want hulle het in 'n nuwe globale godsdiens wêreld begin inleef. Verstaan? Dit wat eers op 'n tyd belangrik was, is nie meer belangrik nie. Die gees van die mens, my eie self, is 'n lam van Jahwe Almagtig. En ek sê, dit gaan nie vir die standaard, gaan nie vir my om 'n rok en 'n bolla en 'n kortbroek en TV in die huis en die goed nie. Die standaard is wat in my is. Wat laat ek toe? Hoeveel van die Ruach HaKodesh laat ek toe om in my te werk? Want ek, weet jy wat, ek en u die vermoë om ook 'n blokkasie te veroorsaak dat die Ruach nie verder kan funksioneer nie. En dis wanneer sy stemmetjie stil raak, wanneer hy uitgedoof word, die lamp doodgemaak word. Die minder van die Ruach werke en vrugte in ons lewens, die gouer nasis ons aan om terug te val in die wêreld en in sonde in. Die gees van die mens, maar hy self is die lamp van Jahwe Almagtig. Dit deursoek die kamers van die binneste. Dit wat? Dit deursoek die kamers van, ek moet eintlik sê, my binneste. Dis nie my hart nie, my sielsdimensie. Die gees van die mens, is my eie self, is 'n lamp van Jahwe Almagtig. Dit deursoek al die kamers van my binneste. Hy sê die binneste, maar is my binneste. Want hy werk met my. Hy werk met u vanmôre. As ek en u bereik dat Vader Jahwe my kan ondersoek. Hy ondersoek ons sielsdimensie om te verseker dat ons steeds nougesed wandel in ons verhouding in Jahwe. Dit is so belangrik dat daar 'n vader-seun verhouding moet wees, maar ook dat ons aan die seun gebonde is wie sy lewe vir ons gegee het. Dit is so belangrik. Hy sê liefde en trou behoed die koning. Luister. Liefde en trou behoed die koning. Wat 'n koning? Wil jy my help? Liefde en trou behoed die koning. Wat 'n koning?
Wat sê u? Kyk my vingers, wie's ons? Wie's ons? Want jy moet kyk, daai koning is met 'n klein k geskryf. Wie's ons? Is ons dan nie konings, priesters en seuns van Jahwe Almagtig nie? En ek wil nie sê my koningskap en my priesterskap en my seunskap en dogterskap is met 'n klein lettertjie nie. Ons is nuutgebore deur die genadebloed van Jahwe en die werkinge van die Ruach HaKodesh wat hy elke dag in ons funksioneer. Liefde en trou behoed die koning. Wie's ons? Ons is ons dan nie, en ek vra 'n vraag, is ons dan nie konings, seuns en priesters van Jahwe Almagtig nie? Natuurlik. So wat hou ons? My reservoir van my lamp in vers 8:27 moet vol wees van dit wat Jahwe my in wil hou. Kyk hoe lees die skrif, liefde en trou behoed die koning, stit hy sy troon. Ons is konings, seuns en priesters. En waaruit funksioneer ons? Vanuit die raamwerk wat hy ons mee bedien. En dis hoekom dit so belangrik is vir my dat elkeen van hierdie boodskappe Ruach geïnspireerd moet wees. Want dit versterk die raamwerk wat u en ek in funksioneer. Dit versterk ons verhouding, ons persoonlike verhouding van een op een. Ek, Jahwe, Ruach HaKodesh, Jahwe, u, Jahwe, die Ruach, Vader Jahwe. Wanneer ek bedien ek nie in 'n globale stelsel in nie. Ek bedien een op een. Soos ek ervaar dat die Ruach HaKodesh in my bedien. Liefde en trou behoed die koning. Wie's ons? Ons is konings, seuns en priesters van Jahwe ons Elohim. Natuurlik. En deur liefde. Nou sê hy, en deur liefde, watter liefde? Die agape liefde. Die bonatuurlike liefde, stit hy sy troon. Nou as ek kyk daar, dan sê hy, stit hy sy troon, als klein lettertjies, kyk daar in die Bybel. Kom ons lees vers 28. Liefde en trou behoed die koning. Daai is nie Jahwe Almagtig nie, want daar sou 'n hoofletter K gewees het. Wie's ons? Is ons dan nie konings, priesters, seuns van Jahwe ons Elohim? Natuurlik. En deur liefde, nou het ek in hakies, sy agape liefde, stit hy sy troon. Wie stit sy troon? Ek en u, daai is ons troon, as konings, seuns en priesters van Jahwe. Liefde en trou behoed die koning, ek en u is konings, seuns en priesters van Jahwe. Deur die werkinge en die hoeveelheid van salwing en krag wat in ons funksioneer, deur die agape liefde, stit ons eie troon. Hoor wat ek nou sê. Daai is nie Jahwe se troon nie. Daai laaste, stit hy sy troon. Nee. Stit ons, dis is ons troon. Onthou in die vorige vers het hy gepraat van ons gesindheid. Die gees van die mens, vers 27. Die gees, klein lettertjie, is 'n lamp van Jahwe die Almagtige. Hy deursoek die kamers van die binneste. Kyk na vers 28, lees aan mekaar. Liefde en trou behoed die koning. En deur liefde stit hy sy troon. As ek nou al die ander goed wat ek vir u gegee het, aanhalings uithaal. So dit verwys nie na Jahwe Almagtig nie. Hy praat dan van ons gees. Hy praat van u en my. Individueel. Hy praat nie in 'n globale groep mense in nie. Hy praat met ons, een op een vanmôre. Liefde en trou, vers 28. Behoed die koning. Dis ons.
Deur die liefde, die agape liefde, stit hy sy troon. So hoe word ons troon geondersteun? Deur sy agape liefde. En dit wys die vrugte wat ons buitekant toe uitskyn. So deel van my reservoir inhoud vanmôre is dan die vrugte van die Ruach HaKodesh wat ek en u moet uitdra na buitekant toe, om te skyn in 'n verlore wêreld daar buite. Ek en u het hierdie naweek 'n verantwoordelikheid om hierdie bonatuurlike woord wat ons ontvang het uit te dra in 'n wêreld daar buitekant, sodat die wêreld Jafashua in ons kan kry. En as my reservoir vanmôre nie groot genoeg is, en my houer, my maatemmer, my tank, nie vanmôre groot genoeg is om die vrugte van die Ruach te akkommodeer nie, dan het ons nodig om toe te laat dat die Ruach HaKodesh, dat Vader Jaffa, deur die Ruach HaKodesh, introspeksie doen in ons sielsdimensie. Kom ons wees die beste hierdie naweek wat ons moontlik kan wees. En as Vader wil, maandag, terwyl daarby is, gaan ek weer hierdie versgedeelte in vers 28 net lees, om in die volgende gedeelte in te pas, wat vir ons net so belangrik is. Kom ons saai die woord in liefde, in trou en in heerlikheid, in die verwagting om die beste vir die koninkryk van Jafashua te doen. Tot maandag as dit Vader se wil is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.